Goeiedag geliefde, dit is wonderlik om weer saam met jou stil te raak in God se teenwoordigheid. Vandag wil ek jou uitnooi om met 'n nuwe verwagting te luister, want God is besig om met jou te praat. Hy met jou, met my, en hy praat met ons op verskeie maniere en baie keer kom ons dit nie eers agter nie. Nou het jy ooit gewens iemand kan net iets sê, daardie gevoel van afwagting, jy wag vir daardie boodskap, daardie oproep, daardie bevestiging en dan hoor jy dit. Jy hoor daardie stem, daardie woorde, en dan verander alles, nee, dis soos 'n vars asem vir jou siel. Jy het so gehoop en ewe skielik kom hy stem. So net so geliefde, praat God met ons daagliks. Hy is nie ver nie, hy is nie stil nie, hy is teenwoordig, hy is betrokke en hy wil graag hê jy moet hom hoor. So, hierin is die uitdaging. Baie keer soek ons God op 'n bonatuurlike wyse, ons soek 'n wonderwerk, 'n droom, dalk 'n stem uit die hemel. En dan gebeur daar niks dramaties nie en dan dink ons God is stil. Maar jy sien, geliefde, God is nie beperk net tot hierdie klankbaan waar hy hoorbaar moet praat nie. Hy kan met ons op verskeie maniere gesels. En baie keer is dit op maniere wat ons nie eers van weet nie. Hy praat deur sy woord, hy praat deur mense, hy praat deur omstandighede. Maar jy sien, die sleutel is nie om meer geraas te soek nie, dis om te leer om te luister met 'n ingestelde hart. Dis in Jeremia 33 vers 3, waar God vir ons hierdie kragtige belofte gee. Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Let op, hy sê nie dalk of miskien sal ek jou antwoord nie, hy sê ek sal jou antwoord. Hy is verbind tot daai belofte. Die groot ding is, God wil hê ek en jy moet net luister. Nou daar's verskeie maniere hoe God met ons kan praat. Hy praat met ons deur sy woord. Dis een van die kragtigste, beste maniere om sy stem te leer ken, is deur tyd te spandeer in God se woord. 'n Ander manier is hy praat met ons deur die Heilige Gees. As jy wedergebore is, jy het jou lewe gegee vir die Here, dan woon die Gees van God binne in jou en hy is daagliks besig om met jou te praat, jou te lei en jou rigting te leer. Hy praat ook met ons deur mense, 'n vriend se raad, of 'n wyse persoon wat langs jou inkom, of moontlik iemand anderste wat langs jou inkom en vir jou sê, hoorie so, ek beleef hierdie of ek beleef daai. Soms kry mense, dit is 'n bonatuurlike gawe, die gawe van kennis, wat iemand iets beleef en sê ek beleef hierdie. Dis wonderlik wanneer iemand met daai gawe jou kom bedien. So, God kan met ons praat deur mense. Hy praat soms met ons deur omstandighede. Dis eintlik een van die primêre maniere hoe God met ons praat. Ek wil nie sê primêre, maar een van die duidelikste maniere wat ek kom beleef is hy kom praat met ons deur omstandighede. Soms is daar 'n deur wat vir jou onverwags oopgaan, een gaan toe en dan gaan 'n ander een oop. Baie keer praat hy met ons met innerlike vrede. Dis seker sekerlik my gunsteling manier om te weet, is God teenwoordig in hierdie besluit wat ek moet neem, want ek beleef baie keer vrede of onrus. En wanneer God met ons deur vrede praat, dan weet ons, dit is waar sy wil is, dis waar hy wil wees. En baie keer as ons onrustigheid beleef, is dit juist of God het jou losmaak of vir jou iets probeer wys. So, dis onder andere, sy stem praat met ons deur omstandighede. Dan is daar stilte, en soos ek reeds gesê het, vrede, maar ek wil dit so half saamvoeg, stilte en vrede, daardie kalm sekerheid wat net van die Here af kan kom. Daai wat ander mense vir sê, hoorie, so dit wat jy doen en wat jy dink is mal, maar jy het hierdie stil versekering dat dit is God wat vir jou sê. En soms praat God selfs met ons deur 'n beeld of 'n fluistering of 'n droom. Ons dien 'n kreatiewe God. Hy kan met ons op verskeie maniere gesels. Nou, wat beteken dit prakties vandag vir jou en vir my? So eerstens, wees oop vir die verskeidenheid maniere waarop God dalk met jou kan en besig is om te gesels. Dan, moenie wag vir net een spesifieke vorm of 'n antwoord nie. God praat op baie ryke maniere en op baie verskillende maniere. So, hê 'n verwagting is eintlik wat ek probeer sê. En dan is dit so belangrik dat ek en jy moet gaan toets wat ons hoor in God se woord. Ek en jy moet die moeite doen dat wat ons beleef uit 'n droom, 'n beeld, 'n fluistering of iemand anders se woorde, dat ons gaan toets met God se woord, dat sy primêre en sekerlik sy beste manier is met ons te praat, want God sal homself nooit weerspreek nie. Menende dat in sy woord praat hy sekere dinge, en hy sal iets anders vir jou en vir my kom sê en verwag wat nie in sy woord is nie. So, ek wil jou uitdaag om hierdie verklaring saam met my te maak. Sê dit saam met my. God praat met my en ek is ingestel om te luister. Sê dit weer. God praat met my en ek is ingestel om te luister. Geliefde, jy het nie nodig om te wonder of God nog praat nie. Hy praat met ons elke dag, elke liewe dag. Die vraag is jy ingestel vir sy stem? Kan jy sy stem onderskei tussen al die ander klanke en al die ander geraas? Maak jou geestelike ore oop, maak jou geestelike oë oop, maak jou hart oop en ek kan jou beloof, jy sal hom hoor. In sy woord
in sy wysheid en deur die vrede wat jy beleef en deur God se mense, so sal hy met jou en met my praat. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme teenwoordigheid in ons lewens. Vader, dit is vir my so kosbaar om te weet dat u, en dis woorde wat die laaste tyd so baie oor my lippe gaan, dat u is nouliks betrokke, u is by ons, en u praat met ons, en daarom Vader, dank ek u vir die woorde in Jeremia 33:3, dat u is 'n God wat praat, ons moet net luister. U sê, wanneer ons u aanroep, u sal met ons praat, en ek vra Here, dat u daai stem, u stem sal duideliker maak in ons oor, en dat u vir ons sal instel om op die frekwensie te kom waar u met ons praat. U praat met ons op verskeie maniere, maar mag ons dit begin raak sien as God wat met ons praat. Here, daarvoor loof ons u, ons eer u en ons vertrou, Here, dat van vandag af vorentoe dat ons meer sal beleef van God wat met ons praat. En ons sien uit om te hoor soveel lewens verander wanneer ons God se stem duideliker tussen al hierdie geraas in hierdie wêreld kan onderskei. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Tot ziens.